Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom liewe vriende vanmôre by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Dis altyd 'n heerlike voorreg om saam as kinders van die Here rondom die Here se woord te wees en my bede is dat vanmôre se boodskap vanuit God se woord vir jou tot baie groot seën sal wees. Ons nooi vir jou uit om in te skakel by Uit die Woord Digitaal se WhatsApp groepe wat elke dag 'n oggendoordenkings ontvang. Dis absoluut gratis as jy daarvan wil deel word. Stuur vir ons net jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Hier by Uit die Woord Digitaal het ons op die 1 Maart ook 'n splinternuwe boek bekend gestel, Jesus, die lig vir die wêreld. En die eerste druk en die tweede druk is uitverkoop en ons is tans besig om te wag vir ons derde druk vir hierdie boek. Jy's welkom om hierdie boek nou reeds te bestel teen slegs R70 per boek en die posgeld of koerierkoste is ekstra en jy kan net hier by die kommentaar gedeelte onder 'n skakel gaan kry waarop jy hierdie boek kan bestel en betaal. Jy's baie welkom om dit ook te bestel en uit te deel as 'n geskenk of vir jou persoonlike stilte tyd of vir jou Bybelstudiegroep. Baie dankie vir almal se skenkings en donasies wat ons kanaal in stand hou. Die afgelope week het ons weer wonderlike skenkings ontvang van mense dwars oor die hele wêreld en ons sê vir julle baie dankie. Dit help ons om programme soos hierdie op te neem en om die woord van die Here met almal te versprei, diens van barmhartigheid te doen, maar ook bejaarde sorg. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Nou, liewe vriende, in hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here hier diep in die Bosveld, naby Brits, waar ons op 'n pragtige wildsplaas is, Luiperdskloof Private Game Reserve, en ons glo dat die Here ook in hierdie mooi oggend hier diep in die bos met elkeen van ons sal praat. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in aanbidding voor U kan buig op hierdie mooi dag. En dat U ons Vader is wat ons baie liefhet, wat in ons harte werk, wat U woord aan ons gegee het en wat ons elkeen persoonlik ken. Dankie vir hierdie stil word oomblikke vanmôre aan U voete. Maak ons harte oop deur die werking van U Gees. Praat met ons en gee vir ons ook 'n boodskap sodat ons kan lewe tot U eer en die regte keuses kan maak in ons lewens. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, net een gedeelte uit Psalm 118. Nou vanmôre is ek by hierdie pragtige stomp wat hier binne in die berg is en wat so 'n pragtige klein preekstoeltjie maak vir ons Bybel vanmôre. En ons gaan saam lees Psalm 118 net vers 24. En kom ons luister, wat skryf die psalmskrywer vir ons in hierdie baie mooi en bekende teksvers. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Elkeen van ons word elke oggend wakker, liewe broeder en suster, in 'n nuwe dag. Somtyds gebeur dit dat wanneer ons in 'n lewe leef met baie probleme en bekommernisse en krisisse en hartseer, dat dit die eerste ding is wat in ons gedagtes na vore kom wanneer ons wakker word in die oggend. En inderdaad is dit so dat daar baie mense is in hierdie wêreld wat met groot pyn lewe en met hartseer en elende en bekommernisse en dit druk swaar op hulle lewens. Maar ek en jy moet weet, elke dag is 'n genadegawe uit die hand van die Here. Ons kan nie net heeltyd teen die slegte dinge vaskyk in ons lewe nie. Maar ek en jy moet vandag weet, hierdie dag wat ons uit die hand van die Here ontvang, is 'n dag wat hy vir ons gegee het om vir hom te lewe. Dit is 'n dag wat die Here gemaak het, sê Psalm 118 vers 24. En hierdie dag is nie sommer maar net toevallig nie, maar dit is spesifiek vir jou bedoel. Die Here het dit aan jou lewe toegevoeg. En hy wil hê, jy moet hierdie dag
vir hom gaan lewe. Hy het jou hierdie dag laat wakker word. Hy het jou hierdie dag nuwe asem en nuwe lewe gegee. Hy het in hierdie dag aan jou nuwe lewenskragte gegee. En hy het aan jou nog 'n kans gegee om vir hom ook te lewe. En daarom moet ons leer om elke dag, liewe broeder en suster, met geloof te begroet en met 'n lied in die hart. Nou vanmôre gaan ons stil staan by 3 baie belangrike punte, wat ons vanuit hierdie teksvers baie duidelik kan onderskei en wat die wil van die Here ook vir ons lewe is. En kom ons gaan kyk na die 3 belangrike afdelings of 3 punte vanuit hierdie teks en ons rig ons lewens daarvolgens in, want dit is ook die wil van die Here vir ons lewe. Nou die eerste punt is waarby ons vandag gaan stil staan is dit: elke nuwe dag is 'n gawe uit God se hand. En dit is hoe Psalm 118 vers 24 begin. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Elke dag wat ek en jy het, is 'n geskenk uit God se hand. Klaagliedere 3 vers 23 sê, want sy barmhartighede ken geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. En is dit darm nie waar vir elkeen van ons nie? Elke oggend, wanneer jy jou oë oopmaak en 'n nuwe dag begin, is 'n dag waarin jy 'n nuwe genade uit God se hand ontvang. Nuwe krag, nuwe hoop, nuwe genade, nuwe geleenthede. Jy mag dalk met probleme wakker word as 'n kind van die Here, maar jy het ook met God wakker geword en dit moet jy nie vergeet nie. Jy mag dalk met pyn wakker word elke môre, maar jy word ook wakker met God se teenwoordigheid in jou lewe en dit moet jy ook nie vergeet nie. Handelinge 17 vers 28 is 'n wonderlike teksvers waarin Paulus sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Elke asemteug wat ek en jy gee elke dag, is genade uit God se hand. Moenie elke môre opstaan en die eerste gedagtes en die eerste woorde wat jy uitspreek, is klagtes en besware nie. Sê liewer vir die Here dankie. Dankie Here vir hierdie nuwe dag wat ek uit genade uit u hand ontvang. Dan die tweede punt waarby ons vandag gaan stil staan is dit: ons moet kies om bly te wees in die Here. Hierdie teksvers sê baie duidelik in Psalm 118 vers 24: laat ons oor hierdie dag juig en bly wees. Ek en jy moet verstaan dat blydskap 'n keuse is. Dis nie sommer iets wat dikwels net van self kom nie. Ek moet kies om my te verbly in die Here. En in hierdie teksvers staan daar beslis nie as alles goed gaan, wees bly nie, of as ek geld het, wees bly nie, of as my probleme weg is, wees bly nie, of as almal jou goed behandel, wees bly nie. Maar hierdie teksvers sê baie duidelik, God sê, kies blydskap. Ware blydskap hang nie van jou omstandighede af nie, maar van die Here af. En daarom dat Paulus in Filippense 4 vers 4 daardie baie bekende teksvers geskryf het, verbly jou altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Paulus skryf dit uit moeilike omstandighede. Hy was in die tronk toe hy hierdie brief geskryf het aan die gemeente van Filippi, en 16 keer praat hy in hierdie brief hoe ons in die Here moet verbly en dat daar blydskap in ons harte moet wees oor die wonderlike Here wat ons aanbid en dien en eer. Verbly julle in die Here. So moedig Paulus ons aan. Wanneer mense verander, bly God dieselfde. Wanneer jou geld opraak, dan bly God getrou. Wanneer die wêreld skud, dan staan God vas. Daarom kan 'n gelowige ook sing en bly wees, ten spyte van die storms in jou lewe. As die vyand jou vreugde wil steel in hierdie wêreld, in 'n baie deurmekaar wêreld waarin ons lewe,
Onthou, Jesus lewe. Jesus het jou sonde vergewe. Jesus het jou lief. God is met jou. Die hemel wag vir jou. En hierdie dag behoort aan die Here, daarom kan ons in hierdie dag verbly. En dan by die derde punt van vandag. Vandag is 'n geleentheid wat ek en jy uit God se hand ontvang het om hom te dien. Baie mense leef in gister. Hulle oordink heeltyd al die slegte dinge wat met hulle gebeur het en daar hak hulle vas. Hulle kan nie vorentoe beweeg nie. Hulle dra nog die seer en die foute en die teleurstellings. Ander leef net in môre. Hulle sê, eendag sal ek verander. Eendag sal ek my lewe vir die Here gee. Eendag sal ek ernstig raak in my godsdiens. Maar God, my liewe broeder en suster, werk in vandag. Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag is die dag om terug te kom na God toe. Vandag is die dag om die Here lief te hê. Vandag is die dag om jou sonde te laat staan. Vandag is die dag om ander mense te vergewe wat teenoor jou oortree het. Vandag is die dag om te bid en weer te glo en weer op te staan en vir Jesus te lewe. 2 Korintiërs 6 vers 2 is ook 'n baie mooi teks wat Paulus vir ons geskryf het en hy sê, kyk, nou is dit die tyd van welbehae. Nou is dit die dag van redding. Jy weet nie wat môre bring nie. En jy weet nie of jy 'n môre het in jou lewe nie. Daarom, verbly jou vandag in die Here. Ek en jy het vandag uit sy hand ontvang. Psalm 118 vers 24 leer ons, dit is die dag wat die Here gemaak het. Dus, ek sal dankbaar lewe. Ek sal bly wees. Ek sal God vertrou. Ek sal lief wees vandag vir die Here. Ek sal hom dien. Ek sal vandag gebruik tot sy eer. As God hierdie dag gemaak het, sal hy jou ook deur hierdie dag dra. Al voel jy hoe kragteloos en al dink jy gaan dit nie maak nie. Neem een tree op 'n slag, elke dag saam met die Here. Ons het 3 hoofpunte geleer uit hierdie mooi teksvers en dis 3 dinge wat ek en jy moet onthou vir die res van ons lewe. In die eerste plek, elke dag is 'n genadegawe uit God se hand. Gebruik dit. In die tweede plek, ons moet kies om bly te wees vandag in die Here. En in die derde plek, vandag is 'n geleentheid om die Here met oorgawe te dien. Daarom, gee jou allerbeste vir die Allerhoogste God. Wat 'n voorreg om vandag vir hom te kan lewe. Kom ons sê vandag vir die Here, Here, hierdie is u dag. Gebruik vir my in hierdie dag tot u eer. Mag hierdie boodskap vir jou vandag tot baie groot seën wees en kom ek en jy gaan stel ons in om so vir die Here te lewe en om hierdie mooi teksvers, Psalm 118 vers 24, ons lewensleuse te maak en elke dag so vir die Here te lewe. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons 'n nuwe dag uit u hand ontvang het. Hierdie dag is 'n dag wat die Here gemaak het. Ons wil ons in u verbly. Dankie vir hierdie mooi boodskap vanuit u woord. Bevestig dit in ons harte deur die Heilige Gees, maar help ons ook om die regte keuses te maak om vir u te lewe en om ons allerbeste vir u te gee. Vul ons harte vandag met u liefde, met u teenwoordigheid en genade. Oorspoel ons met u goedheid en baie dankie vir hierdie dag waarin ons vir u tot eer kan lewe. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, dankie dat u vandag by ons ingeskakel het. Mag die Here vir jou seën. As die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.